Goeiemôre gemeente. Dit is vir my 'n besondere groot voorreg om vanoggend vir Dominee Mia Oliver voor te stel. Sy is van Sonstraal gemeente daar in die noordelike voorstede en sy het by Universiteit Stellenbosch gestudeer, haar kursus daar voltooi en hulle bly tans daar naby en haar ouers is ook vanoggend hier en haar man Josh, sy is getroud met Josh Oliver, is seker julle wat daar sit. En dis vir ons baie lekker om vir julle ook hier te verwelkom saam met haar. Dominee Martin en Dominee Drian woon vanoggend die troue in Eendekuil daar by, so sy gaan vir ons hier waarneem. En ja, baie seën en voorspoed en sy het ook in Durbanville hoërskool voltooi, ja, matriek daar voltooi. En ons omgewing en ons kerk en alles is so mooi, so ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad en lekker oorgebly en julle gaan nog lekker rondry. So geniet dit baie en voorspoed en seën, hoor. Baie dankie. Baie dankie. Goeiemôre gemeente. Gelukkige Vrouedag vir die vroue wat hier is. Ek hoop julle mans het julle bederf met 'n lekker koppie koffie in die bed of tee. En as er nie het nie, julle het nog tyd voor 12 uur vanaand. Maar ek hoop regtig dat die vrou wat hier is regtig vandag spesiaal voel en dat julle regtig besef wat 'n goeie rol julle in die gemeenskap speel en hoe spesiaal julle is en dat God julle spesiaal geskape het. Ek gaan sommer vir ons vra dat ons dan begin met ons aanvangslied. Wat loof die Here, hy is goed, gaan ons verse 1, 2 en 3 saam sing. Baie dankie. Enige kinders in die gebou. Ek sien daar agter. Is jy bereid om vorentoe te kom? Ja, sal ook nog iemand is wat wil kom help hier voor. Daar, dankie. Is dit julle op die spot? Ek is baie jammer. Wat is jou naam? Cecilia, is lekker om te ontmoet. Wat is jou naam? Gideon. Okay, ek wil vir julle 'n challenge gee om te kyk wie van julle kan kyk hoe lank hy kan bly staan sonder dat hy val. So julle moet nou blokkies uithaal. Speel soos ja, enige blokkie. Yes.
Julle kan hom maar net so los, ek sal dit nou optel. Baie dankie. Ek het hom wel gevra om na Spirit uit te laat gaan. Uitop. Maar ek gaan 'n bietjie later vir ons vertel, maar ons lewens is so bietjie soos hierdie Jenga blokkies. Soms lyk ons lewe gaan dit goed en alles daar 'n paar blokkies missing, hy staan. Ons gaan deur moeilike tye, maar ons staan. Maar sommige kere gebeur daar iets en dis net daai een blokkie wat maak dat ons die hele torentjie omval. Nou kinders, soms is dit goed soos as jy dalk nie in die span kom wat jy wou gespeel het nie, of jou vriende maak jou dalk seer, of jy gaan deur 'n moeilike tyd, of jy verloor iemand naby aan jou, dan lyk ons lewe bietjie soos dit, want ons is hartseer en dit voel asof ons lewe so bietjie uitmekaar uitval. Maar ek gaan later bietjie daar vir ons verduidelik. Ek gaan nou vir ons die Christuskers aansteek. En vanoggend wanneer ons na die Christuskers kyk, mag hierdie kers 'n herinnering wees dat God vanoggend hier teenwoordig is, maar dat hy nie net in hierdie gebou teenwoordig is en binne in ons liggaam teenwoordig is nie, maar dat hy ook tot buite in die lewe teenwoordig is en in ons alledaagse lewe ook teenwoordig is. En dat hy ons uitnooi om ook hierdie lig vir die res van die wêreld te skyn. Nou die week wat verby was gevul met 'n klomp emosies. Ek wil hê dat ons 'n oomblik net neem en net dink aan die week wat verby was. Watter emosies het jy ervaar? Maandag het dalk gekom en daar was stresvolle oomblikke of dalk was daar goeie oomblikke. Ek wil hê dat ons net 'n oomblik neem en net in stilte vir Here dit wat op ons harte is, dit waarmee jy vanoggend opgestaan het, dit waarmee jy gery het vir 'n kerk toe, net voor die Here se voete sit. En net dit vir hom gee. Of dit nou 'n dankbare oomblik is, dan sê vir hom dankie vir hierdie wonderlike oomblik. Maar as daar enige angs of enige stres of bekommernis in jou hart lê, net 'n oomblik neem en net dit voor Jesus se voete lê. So dan ons 'n oomblik net gee en dan sal ek vir ons die seëngroet doen. Nou gemeente, vanoggend groet ek julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons die volgende lofliedere saam. Nader my God by U en soos 'n wildsbok wat smag.
vanoggend kom ons na U toe met soveel emosies. Van ons sit met emosies van seer, van angstigheid. En ander van ons sit met 'n groot opgewondenheid in ons harte. Here, dankie dat ons weet dat ons met al hierdie emosies na U voete toe kan kom, Here. Dankie dat ons weet dat U vir ons luister as ons hierdie emosies voor die voete kom sit. Here, vanoggend vra ek vir U om ons harte en ons ore oop te maak sodat ons U boodskap wat U met ons wil deel sal kan ontvang. Maar dat ons nie net hierdie boodskap ontvang nie, maar ook gaan uitleef sodat ander mense dit ook kan ontvang. Ons sê dit alles in U naam alleen. Amen. Nou ek het nou nog 'n bietjie gepraat vir die twee stelletjies hier voor, die Jenga blokkies. En as ons mooi kyk daarna, as die een wat voordat hulle blokkies uitgehaal is dit maklik as die blokkies niks gaatjies in het op hom te bou. En dis net soos ons lewens. Wanneer dit goed gaan, is dit maklik om God se hand in alles raak te sien. Dit is maklik om aan onsself te werk en dit is ook maklik om aan ons lewe te bou. Maar wanneer daar blokkies uitgehaal is en dit voel asof ons toringkie bietjie wankelrig is, dan is dit soms moeilik om God se hand raak te sien. Dit is soms vir ons moeilik om te besef waar God is in hierdie. En sommige kere gebeur daar iets soos ons verloor iemand na aan ons of iets slegs gebeur in ons lewens en dan voel dit asof ons hele lewe uitmekaar uitval. Nou die teks wat ons vandag gaan lees, vertel vir ons iets bietjie van hierdie fases waardeur ons gaan in ons lewens. So ek kan saam met ons lees uit Prediker 3 vers 1 tot 9. Julle is meer as welkom om in julle Bybels te volg, maar dit sal ook op die skerm wees. Prediker 3 vers 1 tot 9 sê: Elke ding het 'n vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, en 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf en 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te steur en 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Toe ek die eerste keer hierdie teks gehoor het en gelees het, was ek geskok. Want in hierdie teks praat dit van ons 'n tyd om 'n lewe te neem in vers 3 en in vers 8 noem maar ons 'n tyd om te haat en 'n tyd vir oorlog. Maar van kleins af het ons geleer ons mag nie haat nie, ons mag nie lewe neem nie en oorlog is nie goed nie. En ek meen as ons so dan leer mense dit ook. En ek het gewonder wat probeer hierdie skrywer nou eintlik oordra om te sê ons 'n tyd om te haat en 'n tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd vir oorlog. Want dit het my bietjie geklink asof hierdie skrywer teenstrydig is met die res van die Bybel. Ek besef toe dat ons nie net na 'n teks kan kyk in isolasie nie. Ek kan nie net na vers 3 of vers 8 kyk en probeer uitvind wat God probeer sê nie. Ek besef toe ons moet kyk na die hele teks in geheel. En ons moet kyk na dat hierdie versies voorkom in Prediker 3 vers 1 tot 9 en dat ek moet ook kyk in watter konteks was dit geskryf, wat het die skrywer probeer skryf en watter tipe boek is dit. Nou as ons kyk na Prediker, is dit vorm dit deel van wysheidsliteratuur. Nou wysheidsliteratuur is soos boeke soos Job en Spreuke wat geskryf is vir mense om vir hulle 'n bietjie 'n idee te gee en vir hulle raad te gee van hoe om te lewe met die realiteite wat hulle in die gesig staar. En as ons net kyk na Prediker 3 vers 1 tot 9, dan besef ons dis 'n gedig wat gaan oor die verskillende realiteite wat die mense in daardie tyd te staan gekom het. So met hierdie in gedagte kan ons agterkom dat hierdie teks probeer eintlik vir die mense skryf oor die verskillende fases in hulle lewens waardeur hulle gaan. Nou met hierdie in gedagte kan ons nou kyk na wat Prediker 3 probeer sê. Prediker 3 het nooit probeer sê, Prediker 3 vers
3 tot vers 3, het nooit probeer sê dis goed om iemand te vermoor nie. Hy het eintlik probeer sê dit is deel van dat ongelukkig is dit deel van die lewe. Dat ons almal is gebore op 'n spesifieke dag, maar ongelukkig gaan ons almal een of ander tyd nie meer hier wees nie en gaan ons sterf. So wat Prediker probeer oordra het, is dat daar 'n klomp maniere is hoe mense se lewens tot 'n einde kom. Van die mense, soos hulle sê in die teks, word genees. Maar ons weet ook van mense in ons lewens wat nie genees word nie. Ons weet ook dat, as ons net kyk op die nuus, hoe onskuldige mense se lewens tot 'n einde kom weens die selfsugtigheid en wreedheid van die mense daar buite. Hy probeer eintlik oordra dat ons nie kan weghardloop van ons dood af nie. Ons status, ons geld, ons gesondheid en kan nie keer dat ons gaan sterf nie. Ek sê nou op gesond eet en moenie oefen nie, luister na jou dokter en wat hy sê. Maar wat hierdie teks weer eintlik sê is dat ons geld kan nie keer, ons kan soveel geld bymekaar maak, maar dit gaan nie keer dat ons eendag nie meer hier gaan wees nie. Ons kan so goed oefen en ek sien dit veral in die noordelike voorstede, dan sien mense hoe mense oefen, maar dit raak al vir obsessie om dag na dag lang ure te spandeer in die gym en dan voel dit vir my later dit is 'n manier om te keer dat hulle nie sterf nie. Maar hierdie teks weer eintlik sê ons almal is gebore op 'n dag en op een of ander manier gaan ons eendag nie meer hier wees nie, hoe ons weet nie. En met hierdie in gedagte kan ons nou kyk na vers 8. Want as ons weet dat hierdie teks weer iets oordra van ons sterflikheid, kan ons oordra dat as hy sê dat ons 'n tyd om te haat, probeer hy ook nie oordra hier te sê dis fyn om mense te haat nie. Wat hy ook probeer oordra is ongelukkig gaan dan van die mense gaan iemand anders haat en wat is nie goed is nie. En ongelukkig gaan daar iets soos oorlog wees. Ek meen as ons net dink aan wat tussen Amerika en Irak en Iran aangaan, ek meen ons is nie self in daai oorlog nie, maar ons voel dit aan ons sakke. Die petrol raak duurder, die kos raak duurder en onskuldige mense sterf weens twee wêreldmagte wat nie net 'n goeie met mekaar goed kan kommunikeer nie. Het skiet dan op mekaar en dan lei onskuldige mense daaronder. En dis presies wat hy probeer oordra. Dat ons lewensfases gaan deur verskillende fases gaan. Ek meen toe ek hierdie teks gelees het, het julle heel moontlik van die goed kon julle meer vereenselwig. Ons almal was op 'n tyd waar ons lekker lag, waar ons uit ons maag uit lag het, ons eintlik huil. Maar ons almal ken ook van 'n tyd waar ons gehuil het omdat ons hartseer is. So die teks probeer nooit teenstrydig wees met die res van die Bybel nie. Die skrywer wat eintlik mee probeer net oordra is dat ons lewe gaan deur ups and downs gaan. Ons gaan oomblikke van goeie oomblikke beleef. Maar ons gaan ook oomblikke beleef wat nie so goed is nie, wat ons hartseer maak. En dit bring my terug by die feit dat ek gesê het dat ons lewe soos 'n Jenga-toring is. Wanneer dit goed gaan, lyk ons toringkies soos een wat stabiel staan en waarop ons gaan bou en wat nie maklik wankel nie. Maar wanneer ons goed te staan kom soos droogte, finansiële druk, of iemand na ons verloor, of kinders julle ervaar dalk dat 'n maatjie lelik is met jou, dan voel dit asof ons lewe uitmekaar uitval. Asof ons toringkie nie meer so stabiel is nie. En ons is geneig om in hierdie tye te vra, maar waar is God? God, hoekom hoor jy my nie? Die tieners sal altyd sê, het hy my op read gelos, het hy maar net my boodskap gelees en nie gereageer nie. Waar is die Here? En dit voel soms asof hy van ons vergeet het. Of sommige van ons ervaar dalk dat ons in 'n toksiese werksomgewing is, waar ons nie kan ontsnap nie want ons het die finansies nodig om te sorg vir ons kinders en ons gesin. Maar ons moet aanhou daar werk. En ons vra vir die Here vir 'n uitkoms, maar dit voel nie asof hy luister nie. En dan lyk ons toringkies soos daai een wat omgeval het. Maar die mooi is dat die teks ons nie net hier los nie. God los ons nie net deur te sê dit is deel van lewe. Jy's gebore op 'n dag en een van die dae gaan jy nie meer hier wees nie, jy gaan hartseer beleef en jy gaan goeie tye beleef en dis dan maar net deel van lewe nie. Nee.
God kom wys ons deur die hele Bybel dat hy by ons is in hierdie situasies. Hy is by ons in die goeie tye en hy is by ons in die slegte tye. Ek meen as ons net kyk na hoe God die Israeliete bygestaan het toe hulle in Egipte was en hoe hy hulle verlos het uit slawerny uit. En dan sien ons ook hoe God hulle bygestaan het tot hulle deur die woestyn tot hulle gekom het in die beloofde land. En hy het hulle bygestaan in hulle ballingskap en het hulle help om hulle lewe te herbou na ballingskap. Toe hulle nie meer geweet het of hulle kom of gaan nie, hulle is in 'n vreemde land, hulle mense is nie meer by hulle nie en nou moet hulle sin maak van 'n nuwe realiteit. En God het hulle bygestaan. En ons weet en ons kan lees en ons weet dat God het vir ons ook vir Jesus gestuur. En ek gaan nou vir ons Matteus 1 vers 23 lees wat die volgende sê: Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. So God stuur vir Jesus aarde toe en sy naam beteken niks anders as God met ons nie. So ons hoop lê in Jesus. In hierdie moeilike tye waar jy voel jou toringkie het uitmekaar uitgeval, die wêreld, jy weet nie meer of jy kom of gaan nie. Dan mag ons weet dat God is met ons in daardie situasie. Dat hy ons nie alleen los nie. En ons weet ook dat toe God vir Jesus aarde toe gestuur het, dat hy ook vir ons kom sê dat nie eers dood ons kan skei van hom af nie. Ek meen Jesus het vir ons aan die kruis gesterf sodat ons die ewige lewe kan hê. So nie ons finansiële skuld, nie ons hartseer of enigiets kan ons skei van God se liefde en genade nie. Nie 'n goeie oes, nie 'n slegte oes nie. Nie finansiële druk of enige angs nie. Hy hou ons hand vas in hierdie moeilike tyd. God huil ook saam met ons wanneer ons hartseer is. Hy voel die emosies saam met ons. En wanneer ons gelukkig is hy saam met ons gelukkig. Hy voel elke emosie en hy weet en hy vra vir ons dat ons elke emosie na sy voete toe bring. So daardie emosie wat jy aan die begin van die diens voor God se voete gelê het, of dit nou 'n gelukkige emosie was of 'n angstige of 'n hartseer emosie, God ervaar dit saam met jou en hy dra jou deur hierdie tyd. So Prediker help ons om te besef dat ten spyte van al die fases in ons lewens, ten spyte van die goeie tyd en ten spyte van die slegte tyd, kan ons weet dat ons al hierdie emosies en al hierdie gevoelens en alles wat ons ervaar na God se voete toe kan bring. Niks is te groot vir God nie. En dit is so mooi om te besef hoe God die Israeliete gehelp het nadat hulle in ballingskap was, hoe hy hulle gehelp het om hulle lewens te herbou, is 'n teken en herinnering vir ons dat God ons lewe herbou. Daar waar ons voel asof ons Jenga-toringkie uitmekaar uitgeval het en of ons nie meer kan sien hoe ons uit hierdie situasie uit gaan kom nie, daar vat God jou hand en hy bou blokkie vir blokkie vir blokkie jou lewe saam. Hy is ons hoop in hopelose tye. God is met ons in die moeilike tyd. Ek gaan vir ons weer afsluit en ek gaan vir ons die teks weer lees. Maar ek wil hê dat jy net 'n oomblik neem, jou oë toemaak en net inneem wat die woorde is. En dink oor hoe God jou al bygestaan het in jou lewe. Daai tye waar jy gedink het jy nie die toekoms kan insien nie, jy weet nie hoe jy uit hierdie situasie uit gaan kom nie, maar hoe God jou hand gevat het en jou gedra het. Dink aan daardie tye en sê vir hom dankie. En ek gaan vir ons en wanneer jy dink aan ook aan die goeie tye, sê ook vir hom dankie vir die goeie tye, dat hy jou bygestaan het in die goed en in die sleg. So ek gaan vir ons Prediker 3 vers 1 tot 9 lees en dit gaan nie op die skerm verskyn nie, so jy kan dan maar net luister en inneem. En dit sê: Vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. Daar is 'n tyd vir elke saak onder die hemel. 'n Tyd om geboorte te gee en 'n tyd om te sterf. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek wat geplant is. 'n Tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om te genees. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te rou en 'n tyd om te dans. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om te laat wegraak. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi.
'n tyd om te skeer en 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd van oorlog en 'n tyd van vrede. Watter voordeel het die wat werk van dit waarmee hy hom afsloof? Net tot daar. So voordat ons die slotlied gaan sing, wil ek net vir julle vra dat as jy nou klaar is en ek klaar julle uitgestuur het met die seën, is hier voor sal julle sien is blokkies. En ek wil vir julle uitnooi om elkeen 'n blokkie huis toe te neem. En dit is sit op jou speelkas of in jou kar of kinders in julle potloodsakies en om elke dag wanneer jy dit sien herinner te word dat God is met jou daar waar jy is. Dat hy los jou nie alleen nie. Dat hy saam met jou dag vir dag, tree vir tree loop. En wanneer jy voel jy kan nie meer loop nie, dan sal die Here jou dra deur die situasie. So mag julle weet dat God by julle is en julle nooit alleen los nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die reën wat gisteraand geval het. Maar Here, ons kom vandag nederig na U toe met 'n hart vol hoop. U ken elke boer in Piketberg en in die Weskus streek en hulle gesin, elke plaas en elke land wat wag vir die seën van reën. U seën die droë grond, die kommer in mense se harte en die uitdagings wat hierdie seisoen bring. Here, ons vra dat U in U genade die hemel sal oopmaak en reën sal stuur waar dit so dringend nodig is. Laat die aarde weer lewe kry, die damme vol word en die gewasse herstel. Gee aan die boere wysheid om goeie besluite te neem, moed om aan te hou wanneer hulle moedeloos voel en vrede wat alle verstand te bowe gaan. Seën hulle hande werk en beskerm hulle gesinne en alles wat aan hulle toevertrou is. Help hierdie gemeenskap om mekaar te ondersteun, saam te bid en vas te hou aan die wete dat U hulle nooit verlaat nie. Laat ons vertroue nie in die omstandighede lê nie, maar in U, die God wat voorsien en op U tyd uitkoms gee. Ons dank U vir elke seën wat reeds ontvang is en vertrou U vir die wat nog kom en U naam alleen. Amen. Ons gaan nou staan en dan gaan ons saam die geloofsbelijdenis bely. Maar wanneer ons dit bely en ons bely ons glo in God die Almagtige Vader en die Seun en die Heilige Gees, mag ons ook bely dat en glo dat God met ons is, dat die drie-enige God ons omvou met sy liefde en genade, dat hy ons so liefhet, dat hy sy seun aarde toe gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf, om vir ons te herinner, dat maak nie saak waardeur ons gaan nie, hy los ons nooit alleen nie. Ek glo in God die Vader, Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, Onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees. en in ewige lewe. Amen. 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 Kom ons staan en dan sing ons die slotlied saam.
dan die blokkies hier voor, dat julle kan saamvat huis toe, en dan gaan ons lekker tee drink na die tyd. Ek stuur julle uit met die seun. Mag julle weet dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag by julle is, en julle nooit alleen sal los nie. Amen.